Ons toetrede vanoggend kom uit Gesang 163. Na die foto met die seëngroet, sing ons tot lof van die Here uit Gesang 200, strofes 1 en 3. Vandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor eens om Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vanaf verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters,
Na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 lees ons: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely dan ons geloof deur te sing uit Gesang 260 en daarvan strofes 11. Gemeente, ons skriflesing vir vanoggend se prediking kom uit die Nuwe Testament en daaruit Filippense 1 verse 3 tot 11. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd, in elke gebed vir my, vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Juis hiervan oortuig dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Amen. Gemeente, ons sing dan nou tot lof van die Here weer uit Gesang 255 en daarvan strofes 1 en strofes 3.
Geliefdes, terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Vader, dis met groot dankbaarheid dat ons vanmôre hier saam is. Groot voorreg om na u woord te kan luister, maar ook 'n besonderse geleentheid om aan die tafel te kan kom aansit, om gevoed en versterk te word in die geloof. Maar Heer, as ons hier kom aansit op hierdie oomblik, gebeur daar ook iets met ons. Daar is spanning in ons gemoed. Ja, Heer, ons word gekonfronteer met ons verlede. Elkeen van ons het in hierdie afgelope tyd ook stil geraak en ook teruggekyk. Ook ons lewens in oënskou geneem. Dit is ook deel van ons kerklike tradisie, dis ook deel van ons menswees. Daardie voorbereiding om aan die tafel te kan kom aansit. En Here, as ons so terugkyk, dan word ons gekonfronteer met 'n klomp dinge in ons lewens. Mooi dinge, maar ook lelike dinge. Ons sien ook die sonde in ons lewens raak. Daarom bid ons ook, Heer, dat U ons ook vanmôre deur U woord ook sal konfronteer met ons verlede. Dat U ook vir ons 'n bepaalde perspektief sal bied op ons verlede. Vader, ons bid in die besonder ook vir ons broers en susters wat in hierdie dae deur probleme het, wat worstel en stoei. Ons bid in die besonder vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat besig is met mediese behandeling, hulle wat wag vir mediese behandeling. Maar Heer, ons dankie ook vir die mooi en die goeie nuus. Ons dankie vir die vertroosting, ons dankie vir die genesing. Vader, maar ons bid ook dat U ook met ons sal wees hier en nou. Want Heer, elke dag word ons ook gekonfronteer met die huidige. Is daar bepaalde dinge wat ons moet doen, bepaalde verantwoordelikhede wat ons het. En soms, Here, voel ons so alleen, voel ons so uitgelewer, so magteloos. En daarom bid ons ook dat U ook in hierdie oggenduur vanuit U woord ook vir ons op ons hede antwoorde sal bied. Maar dan, Heer, konfronteer die nagmaal ons ook met môre, ons toekoms. En hierdie wêreld, Heer, bied nie baie sekerheid nie. Dis maar 'n onsekere wêreld waarin ons bevind. Ja, die dag van môre is onbekend. En dit, Here, raak ons. Dit maak ons soms moedeloos en negatief, pessimisties, swartgallig, bitter, maar ook bang, Here. Daarom bid ons ook dat U ook vanmôre ons ook uit U woord sal konfronteer met die toekoms, dat U vir ons ook daarop 'n antwoord sal bied. Vader, ons bid vanmôre dat U vanuit U woord tot ons sal spreek. Heer, dat ons dit ter harte sal neem. En ons kom na U toe in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die teksgedeelte wat ouderling Fritz vir ons vanmôre voorgehou het, gaan ons 'n bietjie toelig met 'n baie bekende gedagte, soos ons dit lees daar in 1 Korintiërs hoofstuk 11. En ek wil vir u daar vers 24 en 25 voorhou, maar dan ook vers 26. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam, terwille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde: hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed, doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Dit, geliefdes, is dan ons teksvers vir vanoggend se prediking.
Geliefdes, ons is elke dag maar in 'n stryd gewikkel. 'n Innerlike stryd, 'n uiterlike stryd. Hierdie stryd tussen ons verlede, ons gister, ons hede vandag en ons toekoms, ja, ons môre. Geliefdes, en dit bring ons by hierdie gedeelte van vanmôre daar uit Filippense. Paulus is ook in konflik. Hy word ook gekonfronteer met sy gister, vandag en môre. Op daardie stadium bevind hy homself in gevangenskap daar in Rome. Hy is uitgelewer. Hy sit en wag. Sy hede uit die aard van die saak is benard en moeilik. Ons kan onsself maar indink hoe hulle ook daardie tyd die gevangenes hanteer het. En sy toekoms, hoe lank het hy nog? Hoe lank het hy nog om te leef? Gaan dit 'n marteling wees? Gaan dit vinnig wees? Wat hou die toekoms in? En terwyl hy daar sit, in daardie moeilike omstandighede en daardie onsekerheid oor die dag van môre, dink hy terug en skryf hy briewe. En skryf hy vir daardie gemeente in Filippi. En in sy gedagtes en in sy geestesoog vat dit hom terug 'n hele klompie jare, ongeveer 10 jaar. En dit vat ons ook terug na baie bekende gebeurtenisse, soos ons lees daar in Handelinge hoofstuk 16. Daar lees ons van 'n vrou met die naam van Lydia. Lydia, wat daar buite die stad vir Paulus ontmoet het, toe sy 'n groepie vroue bymekaar was. Hulle het tot bekering gekom en die Joodse geloof aangeneem. Hulle het met ander woorde geleef met daardie verwagting dat daar 'n Messias sou kom. Paulus daarteenoor is in Filippi en hy soek 'n Joodse bidplek, 'n sinagoge of 'n plek waar die Jode bymekaar sou kom, want ons weet dit was sy gebruik om daar 'n aanknopingspunt te vind. Maar hy vind nêrens en dan beweeg hy na buite die stad met die verwagting dat hy dalk daar iewers by 'n boom of by 'n rivier dalk 'n paar Jode sou aantref. En dan tref hy hierdie vroue aan, vroue uit die heidendom. En ons lees daar in Handelinge dat hulle ontvanklik was vir die evangelie en kom hulle tot bekering, neem die Christelike geloof aan en Lydia en haar hele gesin word gedoop. En dan lees ons van die groot werk wat daar verrig is, daar 'n gemeente tot stand gekom het, dat hulle baie lief was vir Paulus ook versorg het. Natuurlik lees ons ook van die uitdagings en die krisisse, dat hulle ook maar vervolg is, maar te midde en ten spyte van al hierdie uitdagings, is daar 'n gemeente wat die evangelie verkondig. En daarom is dit so interessant as 'n mens Paulus se brief lees aan die gemeente in Filippi, en in besonder hierdie eerste paar verse vanaf vers 3 tot 6, maar as 'n mens dit ook gaan vergelyk en plaas langs Paulus se ander briewe, en in besonder die voorafgaande brief, die brief aan die gemeente in Efese, Efesiërs, en die gemeente hierna in Kolossense. Elke keer as Paulus skryf, dan sê hy, wanneer ek aan julle dink, dan dank ek die Here. Paulus dink terug. Paulus sien die verlede, en ons ken Paulus se verlede soos dit vir ons beskryf word in die Bybel, en ons weet dat Paulus se verlede op daardie stadium was ook mooi, maar ook maar sleg. Daar het baie dinge in Paulus se lewe gebeur. Maar geliefdes, dis nie net Paulus wat met sy verlede gekonfronteer word nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het 'n storie, het 'n verhaal, het 'n verlede, het 'n gister. En elkeen van ons het 'n bepaalde manier hoe ons ook na die verlede kyk. Die verlede kan jou negatief stem. Daar is dalk dinge in die verlede wat gebeur het, wat jou lewe so aangrypend verander het, dat dit jou hede beïnvloed. Mense wat dalk verbitterd is, swartgallig is, net nie kan vergewe nie. Mense wat hierdie bagasie met hulle saamneem van die verlede. Dalk was daar mooi dinge in die verlede wat gebeur het. Daardie mooi dinge wat u hede u dag bepaal. Verlede week het ek die voorreg gehad om saam met 'n vorige gemeente 'n 100 jaar se feesvieringe te kon meemaak.
100 jaar gelede. Die jaar 1925. En onmiddellik sou u dalk kon dink, ja, die goeie ou dae. 100 jaar gelede was dit beter as nou. Die vraag vanmôre is dit. Gaan kyk 'n mens na die jaar 1925, lees ons ook van inflasie. Daar word geskryf dat dinge het omtrent 50% duurder geword. Daar was ook 'n nuwe regering gewees wat in 1924 tot stand gekom het van generaal Hertzog en Creswell. Daar was ook maar onrus op arbeidsgebied, politieke onstabiliteit. En jy moet ook onthou dat die mense op daardie stadium ook maar 'n bepaalde verlede gehad het. Dit was maar 24 jaar na die Anglo-Boereoorlog. Dit was maar 'n paar jare na die rebellie. Dit was maar 'n paar jare na die Eerste Wêreldoorlog. In die wêreld was daar ook 'n uitbraak van pokke, 'n pandemie waarin miljoene mense gesterf het. In Amerika was daar ook 'n geweldige tornado gewees, die grootste op daardie stadium in die geskiedenis van die VSA. En in Europa was daar ook onweerswolke. Mussolini word alleen heerser van Italië. En nou Hitler publiseer sy omstrede boek en die SS word gestig. En broer en suster, ons weet wat die toekoms vir daardie groep mense ingehou het. 'n Depressie, 'n Tweede Wêreldoorlog, droogtes, baie probleme. Maar tog het ons voorouers aangegaan, 'n generasie wat bekend sou staan as die stil generasie, tussen 1925 en 1945, en so gepraat oor 1945, so rukkie gelede, staan ons hier agter in konsistorie, en Omani maak die opmerking toe ons praat oor die omstandighede van ons tyd, bekommerd oor sy kleinkinders. Hoe die wêreld gelyk in 1945, broers en susters. Atoombomme val. Die einde van 'n Tweede Wêreldoorlog. Die wêreld is dramaties verander. In ons eie land, kan u gaan lees, was daar ook maar groot onsekerheid. Sekerlik het Omani sy oupa ook maar gewonder, wat gaan van sy kleinkind word. Kom ons gaan kyk na die jaar 1983, die jaar toe hierdie gemeente gestig is. Hierdie week het ons ook weer daar 'n groot gebeurtenis herdenk, die Kerkstraatbom wat 20 Mei ontplof het, nie baie ver hiervan af nie. En tog is daar 'n groep mense wat 'n gemeente stig. Geliefdes, en so kan ons na elke jaar kyk, want elke generasie en elke groep mens wat op 'n bepaalde stadium geleef het, het 'n bepaalde verlede, 'n bepaalde gister gehad. En as 'n mens so mooi gaan navorsing doen en 'n bietjie daarna gaan nakyk en oplees, nogal 'n interessante oefening, vat 'n bietjie geboortedatum en gaan kyk 'n bietjie wat het in daardie jaar gebeur. Dan sien ons dat omstandighede ook maar nie veel verander het nie. Maar tog het ons voorouers aangegaan. Hierdie verlede het hulle met 'n bepaalde oog na gekyk. En dit bring ons by die nagmaaltafel. Toe die Here Jesus die nagmaal ingestel het, hy sê, gebruik die brood, gebruik die wyn tot my gedagtenis. Die Here Jesus roep sy disippels, maar ook sy kerk en vir ons ook op vandag, om na gister te kyk. En ons weet ook, as ons gaan kyk na die Here Jesus se omstandighede op daardie oomblik, na sy gister, al die dinge wat in daardie afgelope 3 jaar gebeur het, maar meer as dit, weier as dit, die Here Jesus was reeds van die begin af daar, soos ons lees. Hy weet hoe die wêreld, hierdie skepping en ook sy skepsels, en in die besonder ook sy volk, daardie groep mense op daardie stadium, hoe het hulle verlede gelyk. Ons lees daarvan in die woord van die Here, ook mooi en goed, maar ook baie sleg en baie foute, baie sonde, baie donker kolle. So waarom konfronteer die Here ons met ons verlede? Sou dit dalk beter gewees het as die Here vir ons gesê het, vergeet van gister. Ons doen dit baie keer. Maar kom ons wees eerlik, dit werk nie. Dis deel van ons. Ook in hierdie dae, broers en susters, word ons as volk
En is dit nie bevrydend om ook weer die woord te kan gebruik, Afrikaners, ook gekonfronteer met ons verlede, met ons gister. Goed, maar ook sleg. Wat maak ons daarmee? As gelowiges, as kinders van die Here, kan ons soos Paulus terugkyk en die Here dank. Vir die Here sê dankie. Want as ons kyk na ons verlede, broer en suster, sien ons die Here se genade raak. Jy weet, as 'n mens jonk is, ek sien vanmôre die jong mense, dan kyk ons nie graag terug nie. Ons kyk vorentoe. Ons sien die toekoms, ons het ideale en drome. Maar as 'n mens ouer word, ek weet nou nie of dit 'n mens se middeljare krisisse is nie, dan word 'n mens gekonfronteer met jou verlede. Mens kyk 'n bietjie terug, jy neem jou lewe weer in oënskou, en hierdie afgelope tyd het ek nou nogal baie tyd daarvoor gehad, en verlede Sondag is ek daarmee gekonfronteer, toe 'n mens kinders sien wat jy gedoop het, belydenis van geloof af lê, en jong kinders wat nou volwasse mense is, getroud is en hulle eie kinders het. Vanmôre die gemeente waarin ek groot geword het, het hulle laaste erediens, die kerkgebou is verkoop. Dan vat dit 'n mens 'n bietjie terug. Nou baie keer 'n krisis en nood, vat 'n mens 'n bietjie terug. Wat sien ons? Ons vier hierdie jaar Afrikaans se 100ste bestaanjaar. Ons weet Afrikaans is veel ouer as 100 jaar, 'n pragtige taal. Maar as daar een leenwoord is uit die Nederlands wat so mooi in Afrikaans uitspreek, dan is dit die woord genade. Is ons verlede nie maar genade nie, broers en susters? Ek het die voorreg om saam met u 15 jaar, 10 jaar, 5 jaar saam met u al 'n pad te stap. Ek ken die verhaal. Baie van dit die afgelope jare het ons saam meegemaak. En ek sien die verhale van genade hier tussen ons. Elkeen van ons het 'n verlede van genade. En dit, broers en susters, is waarmee die Here ons konfronteer elke keer hier by die nagmaal, as hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Ons vind daar die genade in die Here Jesus Christus. Maar dan, broers en susters, ons hede, want ons is hier en ons is nou, en môre het ons 'n hier en nou, en oor môre het ons 'n hier en nou, en ons as moderne mense is baie keer vasgevang in hierdie ritme. So voel dit vir ons baie keer ons lewens spoel net by ons verby. Hoe hanteer ons die uitdagings, die onsekerhede van die nou? Paulus het ook 'n antwoord. Hy sê, altyd, as ek vir julle bid, dan dank ek die Here. Ek dank die Here vir daardie gemeenskap wat julle het aan die evangelie, soos die ou 33 vertaling dit vertaal. Die Griekse woord daar is koinonia, samewerking of deelname, soos die 2020 vertaling dit vertaal. En daar is twee konsepte wat uitstaan, wat vir ons in die Here so belangrik is: gebed en gemeenskap, samehorigheid. Weet jy wat die grootste krisis in ons tyd volgens my? Waarom mense baie kere so verlate voel, so eensaam raak, omdat mense moedeloos raak, is omdat mense nie meer bid nie. En die tweede rede is omdat mense nie meer gemeenskap het met mense nie, met medegelowiges nie. Kortom gesit, mense bid nie en mense gaan nie meer kerk toe nie. Mense is nie deel van 'n geloofsgemeenskap nie. Dis waarom baie mense se lewens elke dag vir hulle hierdie krisis is. Paulus gee hier vir ons 'n sleutel. Hy sê, bid en staan saam. Wees daar vir mekaar. En weet jy, broers en susters, hoe kosbaar dit is as jy in 'n tyd weet, daar's mense wat vir jou omgee. Daar is mense wat vir jou bid. Dit is wat Paulus ook in daardie moeilike omstandighede ook gedra het. Dis waarom Here Jesus ook sê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Nie 'n swartgallige boodskap wat gaan oor die dood nie, want ons weet in die dood van die Here Jesus is daar verlossing, is daar genade. Ons weet dat die Here Jesus juis op die God
nader aan ons gebring het deur gebed, toe ons geleer het om te bid, Onse Vader wat in die hemel is. Daarom beteken gebed vir ons en die samehorigheid van gelowiges, van 'n gesin, gelowige mense wat om jou skaar, die nabyheid van die Here. En daarom kan ons die pragtige Afrikaanse woord ook gebruik vir die Here as nabyheid. Die nabyheid van die Here. Maar dan word Paulus ook gekonfronteer met môre. Soos ons reeds gesê het vanmôre, hoe het Paulus se toekoms gelyk? Maar dan skryf hy so mooi. Hy sê, ek is daarvan oortuig dat die werk wat die Here in julle begin het, dat hy dit eindtyd sal vat, tot op die volëinding, die dag van die Here Jesus Christus. Wat doen die Here Jesus as hy die nagmaal instel? Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die Here Jesus sê dit ook sy disippels, ek sal nie weer van hierdie beker drink tot op daardie dag, totdat die koninkryk in sy volle glorie aangebreek het nie. Die Here Jesus gee vir ons 'n toekomsperspektief. Hy sluit vir ons die toekoms oop. Geliefdes, ons leef ook in 'n tyd met groot onsekerheid. Ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie. Vir ons as gelowiges, vir ons as volk. Daar word so gepraat en geskree in hierdie wêreld op hierdie stadium oor ons. En dit bring by baie mense groot onrustigheid. Maar broer en suster, vir ons as gelowiges, kan ons ook die toekoms saamvat met nog 'n pragtige Afrikaanse woord: vertroue. Hoeveel keer het die Here Jesus nie ook gesê, vertrou my. Moenie ontsteld wees nie. Vertrou my en my Vader. So is ons toekoms ook in die Here se hande. Want weet jy broers en susters, 100 jaar gelede het ons voorouers ook gesit met 'n verlede, 'n hede, ook 'n onsekere toekoms. Maar hierdie 3 gedagtes het in ons gelowige voorouers se harte geleef. Hulle het die genade van die Here raak gesien. Hulle was bewus van die nabyheid van die Here en hulle die Here vertrou vir die dag van môre. Hierdie 3 gedagtes. Hierdie 3 gedagtes waarmee ons gekonfronteer word elke keer as ons hier in die tafel kom aansit. Hierdie spanning waarin ons sit tussen ons gister, vandag en môre. Broer en suster, daar kom bedaring in ons gemoed, want ons weet, ons het die genade van die Here. Ons het die nabyheid van die Here. En ons kan die Here vertrou. Daarom dat die Here sy nagmaal ingestel het. Dat ons kan voortgaan as gelowiges. Dat ons kan voortgaan as sy kerk. Dat ons kan voortgaan as God se gelofte volk. Mag ons vanmôre hier aan die tafel weer gekonfronteer word met die genade, die nabyheid, maar ook die vertroue op ons hemelse Vader. Amen. Gemeente, ek hou nou aan ons die verkorte formulier van die nagmaal voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met hom en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God
en al die ander gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, die een wat is, en die een wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sondes en ons het berou hieroor. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg dan uit dankbaarheid ook ander so. Terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, kom ons sing saam in gebed uit Psalm 139, strofes 1, 3 en 5. Geliefdes, broers en susters, u word namens die kerkraad van hierdie gemeente uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Is daar ook besoekende mense is vanmôre hier en die vrymoedigheid om in die eie gemeente nagmaal te gebruik, mits jy nie onder die opsig of tug staan nie, en as jy ook onder dieselfde belydenisgrondslag is as waaronder ons is, geliefdes, word jy uitgenooi. Die tafel is gereed, kom sit aan en smaak dat die Here vir u goed is. Om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikels ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan.
Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan, want elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, en as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een van denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself, deur elkeen nie net sy eie belange na om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat ons dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons sing dan nou saam uit Gesang 489, strofe 1. Gemeente, na afloop van die nagmaal sing ons nou dan ten slotte staande uit Gesang 521, strofes 1 en 2, waarna jy bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Na die seëngroet sing ons Gesang 532 en daarvan strofes 1.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.